Maar die Here is in sy heilige tempel. Swyg voor hom, o ganse aarde. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, deur saam te sing Gesang 5 verse 2 en 3, as 'n loflied tot eer van die Here. Kom ons luister nou met die verskilligde eerbied na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Matteus hoofstuk 22. Matteus 22 vers 34. Een van die Fariseërs, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Broers en susters, ons moet vanoggend na onsself kyk en bely dat as daar liefde in ons is vir God en ons naaste, dat ons so sukkel om die Here met ons hele hart, hele siel, hele verstand, al ons krag lief te hê. Ons is so menslik, so geneig om baie van ons krag, tyd en energie en liefde aan onsself of aan die wêreld te gee. Kom ons bely dit voor die Here in die woorde van Psalm 119 vers 2. Van harte, Heer,
vanuit die woord van God, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, verkondig die woord, die vergifnis van sonde, aan elkeen wat met 'n ware berou in die hart vanweë sy sonde, belydenis daarvan voor die Here gedoen het. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom sal bly, solank hy in sy sonde bly lewe. Romeine 13 vers 12 tot 14 leer ons, laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap nie, nie in ontug en ongebondenheid nie, nie in twis en nydigheid nie, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. As mense wat dit glo, kom ons bely ons geloof in ons harte saam in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bevestig ons geloof en sing as toewydingslied Gesang 84 vers 11. Ons bid nou saam. Almagtige Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U. Ons loof U dat U redding gegee het deur Jesus Christus, dat U ons geroep het uit die duisternis na die lig, geroep en getrek het om U kinders te wees, om kerk van die Here te wees hier op aarde. Vader, en nou kom ons na U toe. Ons wil stil word voor U. Ons wil waarlik U woord hoor en verstaan en gaan doen. Ons wil bid vir hulle wat in die hospitaal is, wat by die huis verpleeg word, wat siek is, wat hulp nodig het. Vir elkeen in 'n krisis. Ons wil bid vir elkeen wat bly is,
dat ons waarlik sal saam bly wees. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. En nou kom ons Here, en vra dat U met ons sal praat, deur U woord en deur U Gees. Ons moet bely, dat ons as mense met 'n ou sondige natuur, wat nog deel van ons is, dat ons in hierdie dag, nie uit onsself kan hoor of kan oordra, wat U woord vir ons wil leer nie. Daarom pleit ons by U, o Gees van God, spreek Here, want die kinders luister. En ons bid dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons lees uit die woord van die Here. En ons lees vanoggend uit Romeine hoofstuk 8. Romeine 8 en Romeine 9. Die tema is uitverkiesing. En dan kan ons nou na twee kante toe vra, hoekom dan die uitverkiesing? Die uitverkiesing is een van die moeilike dinge wat in ons kerklike leer behandel word. Een van die moeilike dinge wat mense baie keer vra oor het. Aan die ander kant kan ons sê, maar hoe raak die uitverkiesing my? Die uitverkiesing raak elkeen van ons wat glo, omdat elkeen van ons wat glo, mense is wat moet bely. Ek glo, en daarom weet ek is uitverkies. Vandag dan gaan ons kyk eers na die uitverkiesing, enkele deel daaroor lees, en dan gaan ons ook kyk na, wat behels die uitverkiesing? Wat gebeur vanaf uitverkiesing, totdat ek glo? Kom ons lees Romeine hoofstuk 9, vers 6 tot 13. Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie, want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is hulle almal kinders nie. Maar in Isak sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê, nie hulle is kinders van God, wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag. Want dit is die woord van die belofte. Omtrent hierdie tyd sal ek kom, en Sarah sal 'n seun hê, en nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, naamlik Isak ons vader, want toe die kinders nog nie gebore was, en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep, is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien, soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad, en Esau het ek gehaat. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. En dan in vers 21, of het die pottebakker nie die mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer, en die ander tot oneer te maak nie. Dan blaai ons terug na Romeine hoofstuk 8, waar ons net 3 verse gaan saam lees. Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is, want hy het hulle bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep. En diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Ons lees net sover. Salig is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit doen. Ons gaan 'n bietjie kyk na die
uitverkiesing, en dan die tweede skyfie daar, spesifiek vanoggend, ek weet ek is uitverkies, omdat ek glo, want ek kan nie glo, as ek nie uitverkies is nie. Vanoggend kyk ons dan na die proses van tot geloof kom, wat natuurlik alles ingesluit is in God se raadsplan en sy uitverkiesing. En ons kry dan in Romeine 8 vers 27 tot 30, 28 tot 30, al die elemente van die heilsorde. Maar voordat ons begin daarmee, miskien net eers inleidend. Dit word vertel dat 'n steengroefwerker wat die groot klippe uit die berg uit gekap het en dan die verskillende blokke eenkant sit wat verwerk moet word, 'n beeldhouer raak geloop het. En die beeldhouwer het al die blokke steen wat uitgekap is, klip, so staan en kyk, en toe kies hy daardie spesifieke blok uit. Die werker daar vra toe vir die beeldhouwer, maar hoekom kies jy daardie blok uit? Hy sê, want daar is 'n perd in, wat vrygelaat moet word. Hy sê, hoe gaan jy 'n perd maak? Hy sê, ook is maklik. Jy kap net alles af, wat nie na 'n perd lyk nie. Jy kap net alles af, wat nie na 'n perd lyk nie. In hierdie gedeeltes wat ons saam gelees het, kry ons iets van hierdie beeld. God wat die groot beeldhouwer is, wat dan ook in ons as sy ruwmateriaal moet werk en moet uitkap en afkap om ons te vorm na die beeld van die Here Jesus Christus. En daarom vanoggend kan ons dit saamvat deur te sê, God beskik ons geloof. God beskik ons geloof. Ons kan byvoeg, God kies ons en beskik dat ons glo. In die eerste plek dan roeping, die stappe wat gebruik word of wat geformuleer is om te sê, hoe werk die proses van geloof en tot geloof kom? Hierdie stappe is naamlik die 7 stappe, roeping, geloof, roeping, wedergeboorte, geloof, bekering, regverdigmaking, heiligmaking en verheerliking. Nou, as ons by roeping begin, dan lees ons in vers 28 daarvan. Hier staan, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Nou, voorneme sê alreeds weer iets van die raadsplan van God, die uitverkiesing van God. Maar hy het dan volgens sy voorneme mense geroep. God roep mense tot geloof volgens sy voorneme. God se voorneme is sy raadsplan. Sy plan waarvolgens hy mense uit die menslike geslag uitkies om in hom te glo. Sy raadsplan wat ook beskik wanneer ons op 'n sekere stadium, op 'n sekere plek in 'n sekere gemeente moet wees. God wat beskik oor die tyd waarin ons lewe. As ons dus in 'n moeilike tyd lewe en ons kyk rond, ons sê kyk hoe lyk dit, is nag, letterlik en figuurlik. Dan is ons met die oog op 'n tyd soos hierdie geroep om hier te wees op hierdie dag. Ons is uitgekies kragtens God se raad, sy voorneme. En dan roep God mense wat hy uitverkies het tot geloof. Dit gebeur, kan ons onderskei op 2 maniere wat eintlik saamgaan. Daar is die uitwendige roeping, waar iemand die woord van die Here lees, die woord van die Here hoor
luister na 'n preek, deur iemand mee gepraat word, in 'n situasie kom waar hy net besef, maar die Here praat met my. En dis die uitwendige roeping. Die woord sê, hoe sal iemand tot geloof kan kom buiten iemand wat preek? Dis nie net preek nie, dis ook elkeen van ons wat profeet is, wat profeties moet verkondig, wat die woord vir ons sê, hoe ons moet lewe. En dan hoor iemand dit, en die Heilige Gees werk binne in daardie persoon met die inwendige roeping, en maak daardie persoon gereed en gewillig om daardie roeping te aanvaar, om te sê, ja Here, ek wil glo, ja Here, ek neem U aan, ja Here, ek maak die deur van my hart vir U oop, vir hierdie uitwendige roeping. Vir hierdie uitwendige roeping, moet daar dus ook die inwendige roeping wees. En dan kry ons die innerlike oortuiging, die sekerheid van binne, ek moet glo, ek glo in die Here. Dat ons hierdie aanbod van redding kan aanvaar en kan leef. Na die roeping is die volgende stap, tweedens die wedergeboorte. Nou die wedergeboorte is weer 'n moeilike onderwerp op sy eie, waarvan ons in Johannes 3 en op baie ander plekke in die Bybel lees. Hoe is dit hier ter sprake? Ons lees in vers 29, Jesus is die eersgeborene van die Vader. Hy is die eersgeborene, en dit kan ook in die vertaling, ek dink die 2020 vertaling praat van die, op sekere plekke van die enigste, die unieke seun van God. Hierdie seun van God is die, as ware die eie natuurlike seun van God. Hy bestaan ook soos God die Vader van ewigheid af, en hy is gegenereer, nie geskape of gebore nie, sê die belydenisskrifte. Dis alles begrippe wat dit vir ons kan moeilik maak. Maar om dit baie maklik te maak, moet ons maar net aanvaar wat die woord sê. Jesus Christus is die enige gebore seun van God. En nou kom die Vader, en hy gee daardie geleentheid, ook vir ons, as mense wat hy uitverkies het, wat hy geroep en getrek het tot geloof. En dan sê hy vir ons, jy moet opnuut gebore word. Nie op 'n natuurlike manier nie, nie soos 'n natuurlike geboorte nie, maar op 'n bonatuurlike manier. En dis interessant as ons daar in 1 Petrus 1 kyk, soos waar ons nou stil staan in die Bybelstudie by, dat ons sien dat ook daarvan die wedergeboorte gepraat word, maar dat daar interessante lyne getrek word van die woorde wat gebruik word. Die woord vir wedergeboorte hou verband met die woord vir skepping wat in Genesis 1 gebruik word. En die woord vir wedergeboorte is eintlik 'n nuut skepping. Eintlik word daar gesê, nie net jy word weer gebore nie, maar as jy in daardie konteks kyk, word daar vir jou gesê, jy word geskep tot 'n nuwe mens. Jy word gemaak tot 'n nuwe mens. Wat ons weer kan verbind aan wat van Maria gesê is. Toe sy sê, maar hoe kan dit wees? Ek het nie 'n man nie. Toe sê die engel vir haar, die Heilige Gees sal in jou werk. En die woord wat daar gebruik word, is eintlik ook die woord vir, hy sal skep in jou. En daarom, met die wedergeboorte, word 'n gees in ons geskep. Word binne in ons 'n nuwe mens, as ware bevrug, wat groei en gebore word, sodat ons op die ou end bloedkinders van die Here is, deur die bloed van Jesus wat gevloei het, wat betaal het daarvoor, maar ook, omdat ons as ware opnuut gebore is, in die huisgesin van God. So ons is nie net aangenome kinders nie, alhoewel Paulus baie lief is om die term te gebruik, dat ons aangeneem is tot kinders. Ons is nie die natuurlike kinders
van die Vader nie. Maar ons is meer as sommer net aangeneem. Eintlik sê hierdie woord van die wedergeboorte vir ons. Ons is opnuut gebore binne die familie van God. Nou kom ons by die derde punt hier. En dit is geloof. As ons dan sê, God beskik ons geloof, of dat ons glo, dan moet ons sê, maar wat is geloof? Geloof word in vers 24 van gepraat as gesê word, ons is verlos in hoop. Ons weet ook dat Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Johannes 1 vers 12, almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te wees. Vers 28 praat van ons weet dat alles ten goeie meewerk. En daardie weet is ook 'n woord wat weer terugverwys na glo. Daardie weet is dus weet en geloof. Die Gees van God wat in ons begin werk, wat in sy raadsplan besluit het, daardie persoon gaan op daardie tydstip lewe en ek gaan hom en haar roep tot bekering. Daardie Gees van God wat binne in my werk en die wedergeboorte laat plaasvind en die roeping laat weerklank vind, maak dat geloof in my ontstaan, sodat ek kan sê, ja Here, ek glo. En wanneer ek glo, in die 4de plek, kom bekering. Nou wat is bekering? Bekering is my antwoord as mens op die roepstem en die trekke van God tot geloof. Ek kan natuurlik alleen tot bekering kom, as God my uitverkies het deur sy Gees, getrek het, uitverkies het en deur sy Gees, getrek het tot geloof, geroep het tot geloof en bekering. En dan van die wedergeboorte plaas, en as die wedergeboorte plaasvind, is daar 'n nuwe Gees in my binneste, wat maak dat ek kan glo, en dat ek my lewe kan verander, kan sê ek het nou tot bekering gekom. Die woord bekering is natuurlik die woord wat verbind kan word met die oorspronklike betekenis van wegloop van God af, en dan 180 grade omdraai en terugloop na God toe. Bekering is eintlik 'n omkeer, 180 grade omkeer en terugloop na God toe. En daarom as ons van bekering praat, dan is dit iets wat sigbaar moet wees. Ek en jy, as mense wat glo, kan nie sê, ek het tot bekering gekom, en ek leef nog weg van God af nie. Ek kan nie sê, ek het tot geloof gekom, en ek leef soos 'n ongelowige, of ek weier om te glo nie. Gedurende hierdie aardse lewe, moet ek weet, dat hierdie bekering ook van God kom. Hy het my tot geloof geroep. Hy het my wil kom verander. Hy het my vooraf geken. Hy het my beplan, en hy het my beplan om sy kind te wees. En hy het my bestem, en dis waar die bekering weer bykom, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Gelykvormig. Die woord gelykvormig is 'n woord wat sê, ek lyk soos, ek lyk in alle opsigte, begin ek soos Jesus lyk. En as ons dan sê dat ons in die beeld van God geskep is aanvanklik en nou herskep is, dan is dit waarvan die woord praat. Beteken nie, lyk soos die Here Jesus se aardse liggaam gelyk het nie. Maar in ware geregtigheid en heiligheid word ons herskep voortdurend om meer en meer en meer te lyk na Jesus. Dis ons lewensdoel, om soos Jesus te begin lyk. Dis ons lewensdoel. Die aanslag, het ons in vers 28 gelees, sal kom en sal ons plaag in hierdie lewe. Hoekom? Omdat daar met ons gewerk word. Dis daardie byteltjies waarmee gekap word, om dit wat in ons lewens bestaan
wat nie lyk na Jesus nie weg te kap. Die aanslae, die krisisse wat ten goeie meewerk, is die slegte goed wat wegkap aan ons lewens. Dit voel nie so as jy binne in 'n krisis is nie. Maar God is besig om dit ten goeie te gebruik, wat die gevolg is natuurlik van die sondeval ook. Maar hy is besig om aan my en aan jou lewe te kap, reg te kap en weg te kap. En bekering beteken dat ek met my hele hart moet saamstem. Ek het omgedraai, ek loop nou na God toe. Ek wil anders lyk en anders word en anders lewe. Na die beeld van sy seun sê vers 29. Die rigting waarin ek en jy beweeg na bekering is na God toe. Dit bring ons dan by die 5de punt, regverdigmaking. Nou wat is regverdigmaking? Regverdigmaking is die regterlike daad van God, waarmee hy my regverdig verklaar, waarmee hy eintlik met sy hamertjie op die houtjie slaan en sê, die vonnis is gevel, hierdie persoon is vrygespreek. En natuurlik is dit voor die skepping van die wêreld, aldeur God die Vader beplan, want hy het ons uitverkies voor die skepping van die wêreld. Maar nou kom hy in tyd en hy stuur sy seun en sy seun Jesus kom sterf vir ons sonde, en nadat Jesus gesterf het, is die prys betaal, maar dit lê as te ware daar op ons krediet, en die oomblik wat ons tot geloof kom, bekering kom, dan vind die regverdigmaking plaas. Die regterlike daad, waarin die regter van die hemel sê, toegeslaan, jou sondes is vrygespreek, want Jesus het betaal. So, dit is amper die regterlike daad van God, wat in tyd gebeur, die oomblik as ek tot bekering kom. Die oomblik as ek tot geloof kom. En natuurlik vir ons wat groot word in die dinge van die Here, kan dit 'n hele proses wees, waarvan ek agterkom, maar ek glo nog altyd. Ek het hierdie geloof lankal aanvaar. So dit hoef nie 'n uur en 'n minuut bekering vir my te wees nie. Maar dit is 'n gebeurtenis. En dan word vir my geregtigheid gereken, dat ek nou regverdig gemaak is. Natuurlik bly ons nou in status regverdig, maar ek en jy, wat hier op aarde lewe in ou menslike liggame, ons veg elke dag aan ons gelykvormigheid na die beeld van Christus. En dit is waarom die volgende stap, 6, die heiligmaking is. Die proses van voortgaande bekering, waarmee die Gees my oortuig van sonde. Vers 29 praat van vooruitbestem het, om gelykvormig aan die beeld van die seun te word. Dis hier, waar hoe langer hoe meer, ook afgekap word aan my. Ons kan sê, heiligmaking is voortgaande bekering. Dis 'n voortgaande omdraai na die Here toe. En dit is daarom waar die afkap van alles wat nie na Jesus lyk nie net eenmalig gebeur met bekering nie, maar voortdurend gebeur tot met die dag van die wederkoms. Om my en jou al meer reg te kap volgens die beeld van die seun wat in ons moet verskyn. En hoe word dit gedoen? Baie maklik. Alles moet weggekap word wat nie na Jesus lyk nie. Alles aan ons ou natuur, ons eie ek, ons eie geregtigheid, ons eie sinnigheid, ons die meerigheid, ons alles wat daarmee saamgaan, moet weggekap word, sodat ons kan word soos Jesus, deur die heiligmaking. En dis 'n lewenslange proses. Nooit kan ons sê, ek het gearriveer, ek is nou heilig, ek doen nie meer sonde nie. Nee, behalwe
behalwe die dag na die wederkoms, die oomblik na my sterwe, wanneer ek my ou liggaam agterlaat en by die Here is, dan is die heiligmaking volvoer en kan ons sê, nou het die verheerliking in werking getree. Dit is ook hierdie heerlikheid waarvan die woord sê, as Jesus weer kom op die wolke, dan sal ons verheerlik word saam met hom. Verheerliking, vers 30 praat van, diegene wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. So verheerliking word as ware klaar, as 'n afgehandelde saak beskou, maar in tyd gebeur dit eers, die dag na my aardse lewe ten einde gekom het. God het dit alreeds vir sy uitverkorenes beskik, maar ons kry dit in tyd, eendag. En dit dan, broers en susters, is die hele proses wat ingesluit word daarby, as God besluit, voor die skepping van die wêreld, ek kies vir my sekere mense uit, hoe dit tot 'n werklikheid kom in en deur ons lewens, deur die proses van die uitverkiesing. God kies en beskik ons geloof, roeping, wedergeboorte, geloof, bekering, regverdigmaking, heiligmaking, verheerliking. As ons dan moet saamvat, die groot beeldhouer, het my en jou gekies. Ons wat vandag hier sit en sê, ons glo in Jesus Christus as ons verlosser. Maar hy het ons uitgekies, sal ons dan DV volgende keer by uitkom. Hy het ons uitgekies, nie omdat ons sou glo, of omdat ons so 'n mooi blok riemateriaal klip is nie. Maar die groot beeldhouer het ons uitgekies vanweë wat hy in ons wil vrystel, die beeld van Christus. En daarom is die uitverkiesing nie vanweë iets, soos ons ook in hoofstuk 9 lees, wat ons doen of kan doen nie. Maar die uitverkiesing is alleen die gevolg van die raadsplan van God. En my en jou roeping en redding is alleen genade. En daarom kan die deel in Romeine 9 kan saamgevat word met die term genade uit genade, of genade op genade. En as ons dan Romeine 9 gaan lees, jy kan dit gerus weer in hierdie week 'n paar keer weer lees, dan sien ons hoe God se genade sonder verdienste oor ons uitgestort word. En hoe ons kan glo, ek en jy is die klip, die riemateriaal wat gebuitel moet word. En daarom is dit nodig, sê vers 28, dat aan ons gebuitel word. Daarom kom rampe en siektes en krisisse op ons lewenspad. Nie omdat ons so goed of so sleg is nie, maar sodat ons die beeld van Christus al hoe meer sal vertoon, al hoe beter sal uitstraal, al hoe meer so sal lyk, soos Jesus ons wil hê. En dan moet uit ons weggekap word alles wat nie na Christus se beeld lyk nie. Hy is besig, die groot beeldhouer, met my en jou. Hy is besig om alles uit ons weg te kap, wat nie die beeld van Christus is nie. Want ek en jy moet soos Christus word. Amen. Hemelse Vader, ons aanbid U. Ons loof U dat U ons nie maar net oorlaat aan onsself nie, maar dat U besig is om te kap en te vorm aan ons, om die beeld van Jesus in ons te vertoon.
Here, as ons dan by tye moedeloos raak, by tye opstandig raak oor die gekap aan ons, by tye negatief raak, voel ons geloof wil wankel. Dankie dat ons dan juis op 'n tyd soos hierdie kan weet. Jy's besig met ons, elkeen, om die beeld van Christus sigbaar te maak. Maak dit vir ons 'n werklikheid. Ook as ons begin voorberei vir die nagmaal, maar ook as ons elke dag lewe. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Het geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Na die seën sing ons die Onse Vader en daarna neem u plekke in. Die verbondsonderrig personeel en die kinders kan direk dan gaan en begin met die verbondsonderrig. Christian, jy sal ongelukkig maar vir my moet wag. Maar ons sal nog, ek sal by jou uitkom. En dan gaan ons die bazaarvergadering gaan ons dan hou. En dit is goed as ons almal maar ons plekke inneem. Dat ons net hoor, wat gaan aan, wat gaan ons doen? Kom ons raak opgewonde oor die bazaar. Maar kom ons sluit af deur te sing uit Gesang 288 verse 1, 4 en 5. Van
sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.